Dan gaan my sê ek en dan preek. Maar ons gaan die laaste hoofstuk lees, Jona 4. Jona die 4de hoofstuk. Daar van die eerste versie. Almal Jona 4 op. Jona 4. Die Ou Testament. Glory to God. Sê maar Jona was hieroor erg ontstemd. En hy het kwaad geword. Jona, hoekom was Jona ontstemd? Hoekom was Jona het hy kwaad geword? Omrede wacht, kom ons lees nog verder. Want dan wil ek die antwoord gee. Toe bid hy, vers 2 sê, toe bid hy tot die Here en sê, ag Here, het ek nie dit gedink nie, terwyl ek nog in my land was nie. Daarom het ek tevore na Tarsus gevlug, want ek het geweet dat U 'n genadige en barmhartige God is, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en een wat berou het oor die onheil. Ag Here, Jona is omstem. Hy voel ongelukkig oor die saak dat God Ninive raak gesien het. Ja. Amen. Ninive was 'n stad gewees op die punt om vernietig te word. Ja. Ja. Om vir mens en dier reg voor die voet. Om vernietig te word. Ja. As ons kyk na Lot en sy vrou en 2 kinders, 2 dogters, het God hulle kans gegee Ja. om uit Sodom en Gomorra uit te kom. Ja. Uit die sonde en uit die gemors uit. Ja. Amen. As Ninive op die agenda was om vernietig te word, hoe groot was die sonde dan nie gewees in daardie stad? Ja, dis waar. So. Sodom en Gomorra was vernietig gewees. En die mense het teen Lot opgetrek en vir hom gesê, ag jy wil altyd oor ons baas speel. Ja. Ja. Jy wil vir ons sê wat om te doen. Is dit nie wat vandag ook gebeur nie? Dis waar. En ek dink baie kerke is dan wat sê wat die woord reguit gepreek word. Ja. Wat hulle sê, ag van hierdie ou, hy kan niks anders te preek as plaas hy 'n bietjie begin preek oor die mooi dinge. So mooi dat ek jam onder die mond speel. In Lot se tyd was daar 4 siele wat uit die stad het gekom het. En toe verlang Lot se vrou terug na die Sodom en Gomorra. Ja. En sy verander in 'n soutpilaar. Ja. Met ander woorde 3 was gered gewees. Maar Jona kry 'n boodskap van God om te sê hy moet na Ninive toe gaan. Ja. Hierdie stad wat God beplan om te vernietig. En wat sê Jona by homself? Weet God is 'n regverdige God. Wat genadig is. Ja. Laat ek na Tarsus toe gaan. Ja. Ja. En op pad Tarsus toe hy daar op die skip was, toe raak die see onstuimig. Ja. Ja. Weet as jy die verkeerde pad toe stap, dan raak jou lewe onstuimig. Amen. En God sal jou uitgooi daar die boot uit. Ja, dis waar. Hy bestem
storm, dat selfs die lading moet afgegooi word van daardie skip af, Ja. om dit te red. En hulle trek, looities, Ja. en die lot val op Jona. Ja. En hy sê, gooi my in die see. Ja. Want dit is my Mm. toedoen, dat hierdie skipbreek gaan lei. Ja. Mm. Maar weet, God is so genadig, dat hy Jona 'n groot vis beskik om Jona in te sluk. Ja. En hy te spoeg op die wal. Ja. Loof die Nou baie mense sê, was 'n walvis gewees. Was nie walvis nie. Net 'n Hulle sê walvis se keel is klein. Ja. Groot vis. Hy sê, hy het 'n groot vis beskik, want God beskik enige iets. Ja, dis waar. Mm. Ek wil nie vanmôre een ding sê. As jy in 'n vliegtuig ry, en jy ry in 'n verkeerde vliegtuig, en daardie vliegtuig moet val en God het jou 'n boodskap gegee, sal hy jou uit daardie vliegtuig uitgooi. Maar jy sal onder land veilig. My vrou hoe nie. God sal weet hoe hy dit gaan doen. Amen. Hoe die Here 'n saak uitwerk, is vir jou en my te wonderbaar. Ja, dit is waar. Maar die Here se woord het weer 'n keer gekom by Jona gesê, Jona, maak jou klaar, gaan in Ninive toe. Ek het vir jou 'n boodskap gegee wat jy moet gaan aflewer in Ninive. En hy begin toe te preek vir 3 dae lank. Dat hy hulle tot bekering moet kom. Ja. En wat het gebeur? Hulle het hulle bekeer tot God. Yes, prys die Here, halleluja. En hoekom is Jona kwaad oor die saak? Hy's kwaad omdat God Ninive genadig was. Ja, Omrede hulle bekeer het op sak en as. yes. Omrede hulle God aangeroep het. Weet jy wat? Wanneer ons as kinders van die Here begin God aanroep, dan moet ons sê, Here, wees ons genadig. Amen. Maar Jona sy gesindheid, alhoewel hy profeet was, was sy gesindheid verkeerd gewees. Was Jona wat 'n man van God was, en aan een kant gaan sit. Hy sien wat gebeur, is dat Ninive hulle verootmoedig voor die Here, hulle verneder. Ag, wanneer gaan ons begin ons verneder voor God? Ons het te groot geword in onsself. Nie waar nie. Dis waar. Is amen of eina? Is eina? Ons is besig met ander klomp junk. Weet jy wat? Ons is besig met goeders wat niks met ons godsaligheid te doen het nie. Niks. Wat jou eerder hel toe sal vat. Ag, jy weet die Here sal my nie hel toe vat nie. Die Here is genadig mos. Ek weet my sonde is baie, maar God se genade is groter. Vergeet daai storie. Vergeet daai storie. As jou sonde baie is, begin te bely en te laat staan en sê, Here, wees my genadig. Maar wat doen die kind van God? Hy gaan sit daar een kant nadat hy vir 3 dae lank deur daardie groot stad gestap het en die evangelie gegee het. En hy gaan sit langs daarso. Hy maak vir hom 'n skerm. En hy gaan sit daaronder. En kyk wat gaan met hierdie stad nou gebeur.
skep vir jou 'n prentjie. Ja. Ja. Jy stap deur hierdie stad Mm. en jy verkondig die woord Mm. en jy het nie met almal gedeel nie. Mm. Maar die woord het versprei deur ander mense tot by die koning uitkom en hy roep 'n vasdag uit. Ja, Here. En dat die mens moet rou gewaad om hê Ja. en hulle bekeer tot God. Mm. Hulle sondes bely. Jy weet wat? Kinders van die Here nie meer ons sondes bely nie. Nee. Ek wil net glo Ah. ek gaan hemel toe. Ja. Jy moet net glo. Jy moet net glo. Ja. Jy moet net glo. Ja. Jy moet nie jou sondes te bely nie, jy moet net glo. Mm. Man, dit is 'n new age Ja. stelling daai. Ja. God se woord sê, as jy jou sondes bely en laat staan, Yes. is God getrou en regverdig om jou te vergewe. Yes, Lord. Dankie, Here. Bely dit en laat staan. Amen. Mm. Mm. Kom ons gaan net eers verder. Vers 3. O Here, nou hoor wat sê Jona. Ja. Jona is vertorend. Mm. Hy voel nie gelukkig oor die saak nie. Mm. Hy's 'n kind van God, maar hy voel nie gelukkig oor dit. Mm. Hoeveel kinders van die Here voel nie gelukkig? Wat hulle ongelukkig voel Ja. oor iemand anderste se bekering. Ja, dit is waar. Dis waar. Iemand anderste kom tot bekering. Sê, "O, nou sy of hy kom tot bekering gekom." So wat? Mm. Ag, shame, sies tog. Ja. Maar jy vergeet Mm. waar jy was, Oh, yes. wat met jou gebeur het, Oh, yes. toe God jou genadig was. Ja, Here. Amen. Maar nou mag God nie die ander ene genadig wees nie. Ai. Glory to God. Vers 3 sê, "O Here, neem dan nou tog my siel van my weg, want dit is vir my beter om te sterwe as om te lewe." Hoekom sê hy dit? Ja, Here. Want hy wil nie sien dat die son skyn oor Ninive nie. Ja. Hy wil nie sien dat die son skyn oor iemand anderste, dat God genadig moet wees nie. Hy is afgunstig. En afguns gaan veroorsaak dat hy in die hel beland. O, ek mag dit nie sê nie. Mm. God se woord sê dit, man. Ja. Ja. Afguns, Mm. jaloesie, twis, haat. Mm. Jy noem dit op. Ja. Dit veroorsaak dat jy God se koninkryk gaan mis. Jy gaan in die hel beland. Gaan iemand dood en hulle nie God gedien nie. Hulle is veilig by Jesus in Jesus se arms. Almal is in Jesus se arms. Almal is in Jesus se voete. Almal sit op Jesus se skoot. Man, jy moet ophou lieg. Ja. Dis Prediker, as jy so preek, moet jy ophou lieg, man. waar. As mense wat hemel toe gaan, as mense wat hel toe sal gaan. Ja, dit is so. No two ways about it. Daar's nie 'n tussenpad nie. Of jy dien God of jy dien hom nie. Ja. Al is jy 'n prediker of wat ook al. En jy's afgunstig, gaan jy 'n probleem hê. Ja, dis waar. Weet hoeveel mense is jaloers? Mm. Op ander, ja. Predikers wat jaloers is op mekaar. Oh, ja. Hulle kan mekaar nie, een kan die ander nie verdra nie. Dis tyd dat die mens tot predikers hulle moet bekeer tot God, man. Yes, Lord. Mm. As daai prediker die sonde doen, moet jy daardie prediker wat binne in hom is, haat. Ja. Die sonde moet jy haat.
Ja. Maar jy moet vir hom bid, Amen. dat jy hom wragtig sal bekeer tot God weer. Ja, dit is waar. Maar dit is wat die kinders van die Here doen. Hulle gaan sit daar, Mm, en hulle is ontstemd, mm, hulle is kwaad, Mm. hulle is vererg. Mm. Hulle wil nie sien dat die son skyn oor 'n volgende persoon. Wat sê vers 4? Daarop sê die Here, het jy rede om vertorend te wees? En Jona het die stad verlaat en aan die ooste kant van die stad gaan sit. Daar maak hy toe vir hom 'n skerm. En hy gaan daaronder in die skaduwee sit, totdat hy sou sien wat met die stad gebeur. Hy wil graag gesien het hoe word hierdie stad vernietig. Is dit nie wat die mens doen? Ja, dit is ja. Ek wil graag sien dat God hierdie mense vernietig. Ja. Ek sit daar onder my skermpie, met my beentjies gekruis, en gemaksigtig sit ek daar. Haha, hulle gaan vir hulle kry. Ek is veilig, ek dien ons die Here. Wat se gesindheid is in jou, man? Jy het 'n gesindheid van afguns en jaloesie en boos en haat. Jy het 'n verkeerde gesindheid in jou binneste. Jy wil nie sien dat die son skyn oor 'n ander ene nie. Nie waar nie? Luister. Wat sê die woord van Here vir ons vers 6? Toe beskik die Here God 'n wonderboom. Halleluja, 'n wonderboom. Amen. Man, God kan so 'n wonderboom sit, net so sommer chop. Ja. 'n Wonderboom en laat dit oor Jona opskiet om te dien as skaduwee oor sy hoof en hom van sy ontstemdheid te bevry. En Jona was baie bly oor die wonderboom. Ja. Hy het gewens hy gaan sterwe, Ja. Here. omrede God hierdie stad genadig is. En hy is baie ongelukkig oor die saak, laat hy maar eerder moet sterwe. En die Here beskik hierdie wonderboom wat oor Jona is. Ag, en hy Jonas en sy noppies, man. Ag, en hy koorddans en hy happel en hy gaan te kere, man. Hy's honkie dory. Alles is nou sharp hier. Here. Alles is wonderlik nou. Ag, die Here is goed vir ons. Wonderlik. Die Here het my raak gesien. Maar hierdie mense, dan gaan dit kry vir hulle. Is dit nie wat die mense gedagtes is nie? Jona het gedink hy terwyl hy die evangelie verkondig het. Ek het my job gedoen. Hy het, ja. Maar laat hulle vir hulle kry, hulle gaan nie inluister nie. Jy onderskat God, man. Amen. Moenie God beperk. Ja. Wat sê die woord vir Here vir ons vers 7? Maar God het die volgende môre, toe die dag breek, 'n worm beskik. En die het die wonderboom gesteek sodat dit verdor. Ja, Here. En met sonop het God 'n gloedende oostewind beskik. En toe die son op die hoof van Jonas steek, het hy magteloos geword en gewens dat hy mag sterwe. En gesê, dit is vir my beter om te sterwe as om te lewe. 2 maal
mense dat hy moes sterwe. Hy wil eerder sterwe as om bly te wees oor wat God doen in Ninive. Ja. Hy is nie bly daaroor nie. Daar's afguns in sy hart. Maar toe die Here die wonderboom beskik, toe sy bly tussen sy noppies. Wat 'n wonderlike boom, dat my dink aan, toe ons een keer daar in Clarence was, 'n groot boom wat daar is. Ek weet nie of hy soos 30 meter deursnit is of iets nog 50 meter, ek kan nie onthou. Ja, massief. Maar as jy daar is, hy's so 'n mooi boom. Onder lyk dit of hy so gesny is. Dan loop hy so al 'n koepel. En daai boom het skaduwee. Heerlike skaduwee. En dan Jona sit onder 'n boom wat God beskik het om sy omsendheid af te kan koel. En hy is te bly in sy noppies. Maar in die nag, toe kom God, stuur God 'n wurm om daardie boom te steek. En daardie boom vrek. En die volgende oggend bestem die Here 'n warm oostewind. En die son skyn op Noag. Op Jona. Of hy nou bles was of nie, ek weet nie. Maar die son het hom gebrand. En hy is warm. En die koelte is nie meer daar nie. En Jona word opstandig. En hy is weer terug met sy omsendheid. En die son brand hom. En hy is kwaad. Hy is ongelukkig oor die saak. En wat doen hy weer? Hy sê, is beter dat ek moet sterwe. Laat ek maar eerder sterwe, is vir my beter, man. As om hier te sit en suffer in die son. Is dit nie wat mense doen nie? As daar 'n bietjie dinge oor jou kom, dan gaan sit jy. En jy is ontstemd. Jy is kwaad. Jy voel ongelukkig. Want die wêreld is teen jou. Die wêreld is teen jou, is teen jouself. Jona se gesindheid was absoluut verkeerd. Alhoewel hy kind van God was, was sy gesindheid verkeerd. In steede, laat hy bly is oor die saak wat God gedoen het. Is hy ongelukkig oor dit. En wie ek wil vanmôre weer sê, as God iets doen, moenie ongelukkig wees daaroor. Amen. Wees bly. Dat ons, soos Johnny gesê het, dat ons bietjie stil staan en kyk, wat wil God vir jou doen in jou lewe? Met jou praat, dat jy kan ondersoek wat is fout in jou lewe. Maar jy weet jy wat, ons is nie bereid om te soek wat is fout in ons lewens. Ons paas altyd die bucket, jy weet, dis hierdie broer of hierdie suster in die gemeente, of hierdie een of daardie ene, of dis die pastoor, of dis die dominee, of dis die kerkraad en die dit so goed als. Ek gee almal die skuld behalwe myself. Almal is verkeerd behalwe ek. Dan is God ook tot verkeerd. Dis hoe die mense te kere gaan. Moenie teen God op, my Maria. Want dan loop jy op dun ys. En wat sê Noag? Ag, Jona. Skus Noag. Jammer. Moses, jammer. Toe sê God vir hom, vir Jona, het jy rede om vertoornd te wees oor die wonderboom? En hy antwoord, ek het rede
om vertorend te wees tot die dood toe. Asseblief, Jona, dis verkeerd. Waarom het sy vertorend? God koel hom af. En toe alles honkie Dorius. Toe rit die Here daai stoeltjie onder hom uit. En is back to square one. Met 'n erge hitte op sy hoof. En 'n wind wat hitte aanwaai. En Jona is ongelukkig oor die saak. Hy sê, Here, ek is tot die dood toe ongelukkig oor hierdie saak. Hoeveel keer het kinders van die Here nie opgestaan en gesê, Here, ek is kwaad. Ja, is so. En die vertorend raak teenoor God. Jy sit met 'n probleem. Al wat ek kan sê is, as jy dit doen, bekeer jy tot God. Bely en laat staan. En as jy dit wil doen, bedink weer. Moet dit nie eers doen nie. Dan sê Here, vergewe my dat ek dit doen, bedink het. En wat sê die woord van die Here vir ons? Vers 10 sê, verder sê die Here, jy wil die wonderboom spaar, waar jy geen arbeid aan bestee het nie. En wat jy nie groot gemaak het nie. Wat in een nag opstaan en in een nag vergaan het. Maar ek mag Nineve, die groot stad, nie spaar nie, waarin meer as 120.000 mense is, wat die onderskeid tussen hulle regter en hulle linkerhand nie weet nie, en baie vee. Dit wat hy aan gewerk het, is hy nie bly oor. Maar dit wat hy gratis kry, verniet, mahala, pasella, is sy noppies. Maar toe die Here dit weggaan, toe sy kwaad vir die Here. In steede dat hy sê, Here, ek is jammer dat ek ontstemd was. Here, jammer dat ek kwaad was oor die saak. Vergewe my. Hoeveel kinders van die Here is nie daar? Wat kwaad is as iemand werklik waar hulle lewens regmaak met die Here nie. Die mense onthou dit wat jy verkeerd gedoen het. Hulle is nie bereid om te sê, weet jy wat, daardie ou was so gewees nie. Daardie vrou was so gewees nie. Die vrou wat in erg breed betrap was, wou hulle stenig. Maar Jesus sê, gaan heen en sondig nie meer nie. Wees vry. Ek vergewe jou. Saggeus, man het ingesamel, man het gesteel van die mense. En toe hy bely, toe sê die Here vir hom, wees vry. Daar het redding gekom van hierdie huis vandag. Maar die mens, kyk na wat die mens was, en nie wat hy nou is. Dis nie wat jy was nie, is wat jy nou is. Dis nie wat jy môre gaan wees nie, dis wat jy nou is. God is genadig vir mense. En jy weet wat? Ons sal dit nie raak sien nie. Weet jy, God sal nooit iets vir daai persoon kan doen nie. Hulle is so goddeloos net nie waar. Nineve was goddeloos. Die woord van die Here sê, hulle het nie eens die linkerhand en die regterhand van mekaar opgeweet nie. En die verskil geken nie. Met ander woorde, hulle het nie tussen verkeerd en goed reg is. Daar was nie vir hulle iets verkeerd.
om te steel, om te hoer en te remoer, was in die orde van die dag. Maar toe daar redding kom, toe verander mense se lewens. En Jonas sit daar en hy sê, ag nee, dat ek maar eerder sterwe, want ek kan nie hierdie ding nie vat dat hulle nou bekering tot bekering kom. As iemand sy saak regmaak en laat staan, wees bly, sê Here, dan moet jy spring. Dan moet jy koorddans, dan moet jy kan jubel en sê my God het dit gedoen. Daar's verlossing, daar's redding, daar's genesing. Want Jesus het gesê, hy kom om te soek en te red wat verlore is. Die vrou wat aan die put van Jakob gesit het. Toe die Here vra, sê, gaan haal jou man en bring hom, toe sê sy, Here, ek het nie 'n man nie. Hy sê, jy's reg, sy bely. Jy het 5 mans gehad. 5. En die een wat jy nou by bly, met anders die 6de een, is ook nie jou man nie. Jy was nie in die huwelik uitgegee nie. En dan kom redding vir haar. Daar kom redding. Daar kom verlossing. Maar mense sal dit onthou. Toe die vrou wat Jesus se voete gewas het met haar hare, en trane, en die haar voete afgedroog het met haar hare, en dan gesalf om gesalf het met nardesalf, kosbare salf. Toe sit Simon naas hom. As hy geweet het wat sy tipe vrou sy is, sou hy haar nie toegelaat het. Vandag is dit 'n professionele vrou. Die se naam. Daai tyd was dit hoere gewees. Sy was sleg. Wat sê die woord van die Here? As julle geregtigheid nie meer oorvloedig is nie, sal die hoere en die tollenaars julle vooruit gaan. Nou dink ons, ag man, weet jy, sê vrouens wat hoere is. Mans is ook hoere. Ja, dis waar. En as jy hoereer, bekeer jy. Laat staan. Kom uit daardie skroef uit. Kom uit daardie sonde uit. Kom uit daardie ongeregtigheid. En God sal die werk doen in jou lewe. Amen. God sal jou vrymaak. God sal jou vul met sy krag, sy genade. Dan kom daar redding vir die siel. Hoeveel keer die Here nie vrygemaak? Mense veroordeel. God spreek vry. As die mens na hom toe gaan. As die mens nie na die Here toe gaan nie, is dit 'n probleem. Dan gaan jy sterwe in jou sonde. Ek weet die kinders van die Here, die chick om God terug te praat met die Here. Hou op om chick te daai chick te hê. Bekeer jou van jou gechickery ook. En laat jy in orde kom met God se woord. Wie die Here sien my nie raak. Dis beter laat ek eerder sterwe. Dat jy eerder doodgaan. Jy wil nie God se genade sien nie. Jy wil nie God se grootheid sien nie. Jy wil nie jou verbly in die Here op wat hy gedoen het nie. Jy wil jou verbly oor die tydelike wat jy kan ontvang. Ek wil nie bly wees oor iemand anders nie. Ek wil net bly wees oor myself. Because it's only I me and myself. You must crucify for me. You must crucify for I. And you must crucify
me. You must bury them. Jy moet hulle begrawe. Ek kan nou nie Afrikaans sê, maar as jy ry nie so lekker. Dit is nodig dat die mens begin om te besef, hulle moet die regte gesindheid in hulle lewens kry. Ja, dis waar. Jona het gedink hy besloem. God het hom uit die boot uitgegooi. In 'n walvis se mond, in 'n groot vis se mond. God beskik 'n wonderboom. Ja. Maar die Here is beskik ook 'n wurm. Ja. En God beskik 'n warm oostewind wat waai. Dat die son bak oor Jona. En wanneer die dinge begin gebeur in jou lewe, dan raak jy ontstemd. Maar jy kyk nie in jou binneste sê, Here, wat is fout met my? Here, ek doen nie, maar ek is ontstemd oor ander wat God dien. Ek ondersoek nie my eie lewe nie. Gesteer om te sê, Here, wat is fout in my lewe? Here, ek het hierdie omstandigheid. Here, ek het hierdie afgunstigheid. Ek het hierdie jaloesie. Ek sien nie dat die son skyn oor iemand anders se kop. Ek wil vanmôre sê as iemand anders te vooruit gaan, wees bly saam. Amen. Wees bly. Jy maar kyk hulle dink hulle is beter as ander. Ja, dit is so. Want jy skei jou af. God sê ek en jy moet ons nie afskei van mekaar af. Dat ons toeneem in God se genade. In sy liefde. Weet jy hoe God jy elkeen omvou met sy liefde en genade. En dat elkeen kan smaak die goeie dierenheid van die Here. Smaak sy liefde. Ja. God bemoei hom met jou en my. Ja, dis waar. As ons bemoeienis maak, is dit 'n groot saak. Ja. Ons kan dit nie doen nie. Dis te erg. Ons verwag God se seëninge. Ja. Ons verwag God se stem in ons ore. Ja. Maar ons hoor dit nie. Want ons gesindheid is verkeerd. Ons stel nie belang om ons te verootmoedig voor die Here. Ja. Ek en jy vanmôre, en elkeen wat sal luister na hierdie boodskap, sal besef, Here, dat ek bly sal wees oor. Amen. Amen. En as mense anders te dink, bid en sê, Here, verander U die gedagtes. Ja. En as God die gedagtes verander, Ja. moenie kwaad wees nie. Wees bly. Sê, Here, dankie. Wees opgewonde, Yes. Ja. want God red, verlos en maak vry. Amen. Wie hom aanroep in gees en in waarheid, Yes. is God getrou en regverdig om vry te maak. Amen. Amen. As ek die Here nie aanroep nie, in gees en waarheid, kan ek nie vrykom nie. Dis Ja. waar. Dis waar. Jy sal nie. Wanneer jy jou verootmoedig voor die Here Ja. en erken en bely, Mm. weet daar's 'n verskil tussen erken en bely. Ja. Ja, ek erken ek het dit gedoen, Ja. maar om te bely Ja. is om berou te hê. Amen. Om berou te hê en te sê, Here, vergewe my. Amen. Maar ons dra grudges Ja. teenoor mense wat gefouteer het en reggemaak het. Ja.
En ek draai die grudge teen hierdie persoon. En ek gaan God se koninkryk mis. Ja, dit is so. Want die woord van die Here sê, as jou broeder iets teen jou het, Ja. en jy bid, spreek hom vry. Amen. Vergeef hom. Ja, dis waar. Vergeef haar. Yes, Lord. Kinders van die Here beklei onder mekaar. Oh, Here. En sê as daai in hemel toe gaan, wil ek nie gaan nie. Oh, Here. Nou as daai in die hel toe gaan, jy gaan jy ook hel toe. Ah, Dan gaan julle mekaar ontmoet in die hel. ai, ai, ai. Groei dit. Ja. Here. So jy het 'n probleem. Here. Maak reg met jou broer. Maak reg met jou suster. Ja. Maak reg met 'n ander persoon Jesus. terwyl daar geleentheid is. Oh, Here. En as daai persoon in die hemel kom en jy het reggemaak, gaan hy ook nie jy saam met hom in die hemel wees. Amen. Saam met haar. God het die woord. Jou hartstaf is gegraveer. Mag hierdie woord uitgaan en mense luister en agslaan. Mense hulle lewens regmaak en hulle gesindheid verander. Ja. Na die Here toe gaan sê Here. En as jy gemurmureer het teenoor God, sê Here vergewe my. Here, ek is jammer. Dit help nie. Jy wens jy's dood nie. Nee. Dat jy moet sterwe nie. Nee. Want jy kan God se koninkryk afwys. Ja. Maar God gee genade. God gee geleentheid om te sê, my seun, my dogter, gee my jou lewe. Gee my hart. As jy dit doen, verander God die hele saak. Amen. Jesus kom. Ek wil vanmôre sê, wees gereed.